Wil gaan jy vir ons open, asseblief? Mijn Vader, baie dankie dat ons vanaand weer by mekaar kan wees en aan U die lof en die eer kan gee vir die goedheid en die genade en die naam kan groot maak. Here, omdat daar niemand anders is wat ons wil dien, en ook van niemand anders wil leer as die van die karakter van U nie. Dankie Here dat ons by mekaar kan wees. Ons dink vanaand hulle wat nie hier kan wees nie, dat U ook by hulle sal stil staan. En daar waar mense dalk siek is, dat die hand van genesing ook na hulle sal uitsteek en hulle sal bewaar. Here, maak ons oor ook om te hoor wat die Heilige Gees ons wil sê. En ek dank U daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. Amen. Nou ja, vanaand is ons nog steeds besig met die 6ste plek wat die bloed gevloei het, wat die voete is. Maar ons gaan nog nie eers vanaand klaarmaak met dit nie. Ons is nog steeds besig met wat ons verlede week gedoen het. En verlede week het ons gekyk na die gedeelte wat sê, ons het gestop waar ons gesê het, was Lucifer 'n cherub, 'n seraf of 'n aartsengel? En hoe ons daarby uitgekom het, net terwille van die ouens wat nou nie hier was nie, is ons het gesê, daar was 'n vloek in die paradys, wat uitgespreek was oor die mense, omdat hulle gesondig het. Onthou julle, God het gesê, in die sweet van julle aangesig sê julle brood verdien, hy het gesê, die loon van die sonde is die dood, al daai gedeeltes, en daardie vloek is gebreek aan die kruis. Maar, wat gebeur het, is God het dominion, of reg, of beheer van die aarde oorgegee aan die mens. En toe het die duiwel gekom in die paradys en hy het dit weggevat. En ons het begin om te sê, hoekom wou die duiwel dit wegvat? Hoekom wou die duiwel dit so graag teruggehad het? En toe het ons nou 'n bietjie daaroor gesels. Nou, ons het gestop laasweek by, was Lucifer 'n cherub, 'n seraf of 'n aartsengel? En ek hoop julle het bietjie gaan Google hierdie week. Laat ons hoor, wat sê julle? Ek het Google het jy daar gesê. Kyk, kom Jan, laat nie met hom sukkel nie, né? Ja, kom ons kyk wat sê die Bybel. As jy gaan kyk in Jesegiel 28, en ek wil hê julle moet julle Bybels oopmaak, want dit wat ons vanaand gaan doen, is 'n bietjie kontroversieel. So ek wil graag hê julle moet lees wat sê die woord, dat julle vir my kan sê dat julle Bybels dit ook sê, en nie net myne nie. As julle gaan kyk, sal julle sien, Jesegiel 28 vers 13 sê, hulle was almal in goud geset, jy het dit gekry die dag toe jy gemaak is. Onthou julle, met ander woorde, die duiwel was gemaak, hy was nie gebore, of iets van die aard nie. Die Engels sê, die Classic Amplified, and your settings and your sockets and engravings were wrought in gold. On the day that you were created, they were prepared. Nou, ons het verlede week gesels oor die sockets en die settings en die engravings, so ons gaan nie weer daaroor praat nie. Maar ek dink wat belangrik is die feit dat daar staan, on the day you were created. Met ander woorde, hy was deel van die skepping van God. God het hom gemaak. Hy het nie, voor Genesis het God hom gemaak. As jy nou gaan kyk, het hy geskryf, if this was a man being discussed, want baie mense sê hierdie gedeelte in Jesegiel gaan net oor die koning van Tyrus en daai tipe goed, maar as dit 'n mens was waarvan gepraat was, dan sou daar gestaan het, on the day you were conceived, or on the day you were born. Maar daar sou nie gestaan het, on the day you were created nie. Verstaan? So dit is belangrik om te onthou dat hierdie gedeelte in Jesegiel verwys hoofsaaklik na die duiwel, of ons dit nou wil weet of nie, ons kan dit nou maar redeneer soos ons wil, maar dit doen. Nou, as ons verder gaan julle sien, hy sê, jy is aangestel as die cherub wat alles oppas. Ek wil julle moet gaan kyk na die lidwoord wat daar gebruik word. Daar word gepraat van die cherub, nie net as 'n cherub nie. Hy was die cherub wat alles opgepas het. Die Engels sê, you were the anointed cherub. Met ander woorde, die duiwel was 'n spesifieke cherub met 'n spesifieke doel. Julle hoor wat ek vir julle sê, hy is nie net een van die cherubs nie. Hy was die cherub gewees. Nou,
En hy sê, ek het dit so bepaal. Rini, kom in. Ekskuus man. Sê, jy was op die heilige berg van God. Met ander woorde, hier is 'n paar goed hier, dat ons net vir Rini kans gee om goed te sê. Hier was 'n paar goed hier wat vir my belangrik is. Die eerste ding wat jy moet kyk is, jy is aangestel. Met ander woorde, hy het nie sommer net besluit nie. God het hom aangestel as die gerub wat alles moes oppas. Nou moet julle onthou dat die mens is aangestel as die mens wat die aarde moes oppas, oorspronklik, voor die sondeval. Nee? En dan staan daar, ek het dit so bepaal. Met ander woorde, God het bepaal dat dit so sou wees. Jy was op die heilige berg van God. Ons gaan oor al daai goed praat. Die Engels sê, you were the anointed cherub that covers with overshadowing wings, and I set you so. You were upon the holy mountain of God. So hier is 'n klomp goed in hierdie gedeelte wat ons nie kan miskyk nie. En ons gaan nou so 'n bietjie daaroor gesels. Die eerste ding is wat julle moet sien, is hierdie gedeelte wat sê, you were the anointed cherub. Die Afrikaans vertaal hom met jy is aangestel as die gerub. Nou onthou, anointed beteken, jy is afgesonder vir 'n spesifieke taak. Die oomblik as jy geanoint is vir iets, dan is jy afgesonder vir daardie spesifieke taak. Stem julle saam met my? So die duiwel was afgesonder toe hy nog Lucifer was, vir die taak om te beskerm. Ja, maar die enigste plek waar hy praat van anointed, dan praat hy van konings, priesters, mense met spesifieke ampte. Presies. Nou hier sien ons dat die duiwel was 'n anointed cherub. Hy was 'n cherub, maar dan nog met 'n spesifieke ampt. Ja, so sy amp was om te beskerm. Hy is die leier van die boodskap. Dis my Bybel sê. Ja. Ek het julle daardie dag aangestel om die leier van my boodskap te wees. Ja, maar dit is bietjie rof vertaal. Hy is bietjie vry vertaal daar, né? Maar wat ek sê, ek het nou al Ja. gehad. As a guardian cherub, for so I ordained you. Ja, die belangrike ding was die guardian. Met ander woorde, wat is 'n guardian? Dis iemand wat beskerm, Ja. né? So hy was aangestel as die gerub wat moes beskerm. Ja. Die Bybel sê, God was jy. Ja. Onthou nou, wat het ons verlede week? Ons het verlede week gepraat dat hy en Jesus was die twee môre sterre Ja. wat saam gesing het toe God die wêreld geskep het. Onthou, Môre ster, sussie. Ek het net geland chat om my in die kry. Hierdie een vir my. hy is dit nie meer vandag nie. Kom ons gaan. Nee, hy is nie meer dit vandag. Heeltemal anders. Ja. Dis very different than what I'm reading. Wat lees jy? Ons is by Jesegiel 28. Ja. Ja, vers 14. Ja, hy gee vir my heeltemal iets anders hier. Ek gaan dit lees. Ek gaan van vers 13 af lees. Nee, ek wil net vers 14 hoor. Okay, I put a terrifying angel there to guard you. You lived on my holy mountain and walked among sparkling gems. Okay, dis presies, stop, jy lees nog te ver. Ons is nog nie daar nie. Ons is nog net by die sinnetjie wat sê, ek het jou aangestel as 'n gerub. Hierdie een sê daar's 'n ander engel wat, soos hy Nee, sê, wat nee. hom bewaar. Nee. Okay, maar watter vers is jy nou? Wat By 28:14. En I watter put a vertaling het jy terrifying, dan? dis daar, interpreteer ek het verkeerd. Vers 14. Okay, kom ons gaan gou terug. Wikus, as jy gaan kyk na die Hebreëus, dan, jy sal sien die Hebreëse terme is daar op die bord, Kerof, Mishach, Hasukech, né? En dit word vertaal, a anointed cherub that covers, or a anointed cherub who covers. Dit is as jy hom direk vertaal. Met ander woorde, die duiwel was 'n anointed gerub wat moes beskerm het. Met uitgestrekte
uitgestrekte vlerke staan dan. Ja, met uitgestrekte vlerke. Nou as jy verder gaan kyk, sal jy sien, die term Mishach kom van die woord anoint af. Mashach, dis waar hy vandaan kom. En dan sê hulle hier, but here it refers also to the cherub's outstretched wings and to his role as a guardian. Met ander woorde, hy het sy uitgestrekte vlerke moes beskerm het. Nou verlede week het ons gepraat oor die feit dat die duiwel probeer om soos 'n morgenster te wees. Die duiwel probeer om soos Jesus te wees die hele tyd. Né? En daarom probeer hy die naam Lucifer hou wat kom van die woord af, lightbearer. En dis waar die Illuminati en al daai goed vandaan kom, né, van daai woord af. Maar nou selfs hier, ons moet nou onthou, toe God hom uit die hemel uitgeklap het op die aarde, toe het God hom gestrip van al sy titels en van al hierdie anointing wat hy gehad het. God het alles van hom af weggevat. Hy is nie meer 'n morgenster nie, hy is soos 'n morgenster. Hy het nie meer hierdie goed nie, maar kyk nou hier. Ek wil hê julle moet nou gaan kyk. Hier is hy die gerub met die uitgestrekte vlerke. Nou wat sê die Bybel vir ons, wat doen God? As jy gaan lees in Psalm 91 vers 4, dan sê die Bybel, God sal jou oordek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. So sien julle presies dieselfde metafoor word gebruik van God as wat God oorspronklik vir die duiwel gegee het voordat hy geval het. So die hele tyd wil ek hê julle moet sien dat dit wat hy gehaat het voordat hy geval het, is wat hy probeer terugkry nou nadat hy geval het. Hy gaan deur die mens. En hy doen dit deur die mens. Verstaan, omdat God dit nou vir ons gegee het, in 'n sekere sin, wil hy dit by ons terugvat. En dis wat hy in die tuin van Eden gedoen het. As julle gaan kyk na is verskriklik interessant, Psalm 91 vers 4 in die Classic Amplified. Hy sê, then, en hy praat van God, he will cover you with his pinions, and under his wings shall you trust and find refuge. Nou, ek was baie dom geweest, ek weet nie van julle nie, ek was nie seker wat die woord pinions beteken nie. En toe ek gaan kyk, ek weet nie of julle weet nie, maar dit is, as jy nou gaan kyk na die definisie, the outer part of a bird's wing, including the flight feathers. So dis daai buitekantste penne, Penvere. daai groot vere, by die verste strek. Dit is die vere wat, as dit reën, dan hou dit die water van die pool self af. Ja, en dis die fenomenale ding, want as God sê, hy beskerm jou onder daai vere, dan beteken dit, enige iets wat kom, kan nie deurgaan nie. Want jy is onder dit beskerm. Nou, en dis nou interessant, as jy nou gaan kyk na die definisie, kyk die prentjie daar, ek het nou gaan kyk, as jy nou 'n mens se hand kyk, dan sal julle nou sien die bo, ek weet nie of julle mooi kan sien die legend daarbo nie, maar as jy gaan kyk na die gedeelte, dan sal jy sien dat pinion includes the wrist and the part between the wrist and the fingers. So dis hier van hier af tot by die vingers, daai gedeelte is wat bekend staan as die pinion. So dis nie die hele gedeelte nie, dis net van hier af. So dis val sommer daai deel wat hy sê, ek sal jou bewaar met my regterhand. Ja. Sure. So dis die handgedeelte. Né? So dit was my fenomenaal toe ek dit besef en ja, so Ons ook 'n vers wat sê, sal jy nie palm van my hand. ja, Dis daai selfde beskerming, daai selfde gedeelte, né? So as jy nog kyk na die Berean, dan sê hy, he will cover you with his feathers and under his wings you will find refuge. So dit is alles daai verste, daai groot vlerke, daai punte. Verstaan jy? Maar hy sê ook, jy gaan veilig wees onder sy vlerke. En dit was my fenomenaal om daarna te kyk en te besef, wat staan hier eintlik. En hoe die duiwel ook daardie
deel van sy anointing was ook daai beskerming. Maar omdat hy selfsugtig geword het en omdat hy hoogmoedig geword het, moes God dit van maar wegvat. Ja, maar dit sin wat Christus gesê het in Matteus, ek wil julle soos 'n hen bakken. Ja. Presies. Ja, amen. Presies, Amen. ek het daai selfe teks, ek gaan hom nou vir julle verduidelik hier. Hy kom deur. Ja. Iets van hierdie anointing, as 'n mens kyk nou na ons hier op aarde, word deur priesters gesalf, anoint, soos die Engels nou sê. Maar hier is 'n goddelike anointing. Ja. Ek meen, daar's geen hoër gesag. En hy kry, hy's 'n gerub, wat 'n hoë rang het, en dan kry hy nog a special anointing above all. Ja. Dit moes net wauw gewees het. Ja, dit is fenomenaal, en ek dink, vanaand gaan julle besef wat ek vir julle sê. Nou, Deuteronomium 32 sê dieselfde ding. Hy sê, en hy praat nou van God, hy sê, soos 'n arend haar kuikens groot maak, en boer hulle sweef, so sprei hy God, sy vlerke en vang en dra hulle op sy vlerke. Dis nie pragtig nie. Met ander woorde, God sê, hy sprei sy vlerke en hy vang jou, en hy dra jou op sy vlerke. En dan kry jy, natuurlik die Engels sê dit dieselfde, hy sê, as an eagle that stirs up her nest, that flutters over a young, he spread abroad his wings, and he took them, and he bore them on his pinions. Dus ek sê, ek moes eers gaan kyk wat die woord pinions beteken, ek was te dom om te weet, dat dit daai penvlerke is, maar as julle dit geweet het, is ek toch so bly, maar ek moes dit eers gaan opkyk het, nou. En dan kom ons by hom Jan se teks uit, wat sê, o Jerusalem, Jerusalem, in Lukas 13, stad van wat die profete doodmaak en God se boodskappers steen is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen wat haar kuikens onder haar vlerke beskerm, maar julle wou my nie toelaat nie. Dis Jesus, toe hy voor Jerusalem gestaan het, net voor die kruisiging. Hulle soos die olyfberg. Ja. Toe Toe het hy gekyk en sê, hoe graag wou ek jou met my vlerke beskerm, maar jy wou dit nie gehad het nie. En ek wonder baie keer, as ons eendag by God kom, hoeveel keer gaan hy vir ons sê, ek wou jou so graag met my vlerke beskerm het, maar jy wou jou eie ding doen. Weet, hier is een van die gedeeltes wat die Bybel sê, waar Jesus geween het, bitterlik geween het, en gesê het, ek wil jou so graag beskerm, maar jy is eie wys. Ok, nou, dan het ek nou verder gegaan en gesê, as die duiwel nou eers 'n gerub was, wat leer die Bybel ons van gerubs? Nou, ons het hierdie gedeelte al baie gedoen, so ek wil nie baie tyd daaraan spandeer nie, maar ek wil tog hê, ons moet net vinnig verstaan, wat is die verskil tussen 'n gerub en 'n seraf? Onthou, die serafs het 6 vlerke. Die gerubs het net 4 vlerke. 4 vlerke. Geen engele in die Bybel het 2 vlerke. Die kinderbybel. Nee. Kinderbybel. Die kinderbybel het 2 vlerke, maar daar is nie een enkele engel in die Bybel wat 2 vlerke het. Alle gerubs beskermde engele. Kyk die gerubs Op die troon. En dit is serafs. Die gerubs is by die troon van God. Ons gaan nou meer oor hulle gesels. Ja, dit was ook gerubs, ja. Dit was hulle wat daar was. Onthou nou, die gerubs is rondom die troon van God, né? Nou die ark, wat binne in die tempel was, is soos die troon van God. So dit die versoendeksel was waar die bloed moes val. So dit is hoekom daar gerubs moes gewees het, van die gerubs is rondom die troon van God. Nou, ons gaan nou vinnig kyk. Een interessante ding wat ek net graag wil noem, van die gerubs, is dat mense wil gerubs op aarde plaas. Ek lees nêrens in die Bybel dat gerubs op aarde gekom het, behalwe in Jesegiel, toe die heerlikheid van God van die aarde afgegaan. Ja, Dit is die enigste plek wat ek het ooit raak gelees. Ja, daar en dan ook in die tuin van Eden.
O ja, in die tuin van Eden, maar ons gaan nou daaroor gesels. Ek dink die belangrike ding is die gerubs is hoofsaaklik rondom die troon van God. Hulle is, ons lees net van 4 gerubs rondom die troon van God. En dan lees ons van gerubs wat in die tuin van Eden geplaas is. So ons sal nou na albei kyk. Maar ek wil nie, ons moet vinnig net terug gaan na Jesegiel 1 toe. Ek wil net vinnig vir julle weer, wat julle verfris, rondom hoe 'n gerub lyk. Ek wil regtig nie te veel tyd daaraan spandeer nie, maar ek wil dit graag met julle deel. Nou, in Jesegiel 1 vind ons die beskrywing van presies hoe 'n gerub lyk. En vers 4 sê, terwyl ek gekyk het, dis Jesegiel, sien ek 'n groot storm na my toe aankom uit die noorde. Met ander woorde, as ek nou vir julle sê, ek sien daar kom 'n storm van die noorde, ek weet nie wat ek kan sien noorde nie, maar daar kom 'n storm van die noorde af. Hoekom van die noorde af? Van die noorde is waar God bly. Nee. Nou kom daar 'n storm van die noorde af waar God bly, en hoe lyk dit as daar 'n storm aankom? Donker en wind en Ek kan sien, daar kom 'n groot storm aan, né? Nou sê hulle, voor die storm was daar 'n reuse wolk, waarin die weerlig slaan en 'n helder lig brand. Ja, soos God se heerlikheid, en julle sien die weerligstrale, né? Ons weet mos nou dis hoe dit lyk. En die vuur binne in die wolk het soos 'n gloeiende metaal geblink. Met ander woorde, dis God wat daar binne in die wolk was, dis daai vuur. Verstaan? So, julle moet nou weet, dis nou God se troon wat aankom. Hier, en ek gaan dit vir julle verduidelik soos ons aangaan. Maar hier kom nou 'n wolk aan, en hierdie wolk het weerligstrale wat deur hom slaan, en 'n geweldige lig in die middel van die wolk, dis waar God se troon is, en dan staan daar, agter dit, voor die storm was daar 'n reuse wolk, so agter die wolk was daar 'n storm, dit het geklink asof daar 'n storm was. Nee. My Bybel sê 'n groot wolk met onophoudelike vuur. Ja, want die weerlig het aan mekaar geslaan. Nee, julle gaan nou sien hoekom het die weerlig geslaan. So as ons verder lees, dan staan daar uit die middel van die wolk het 4 lewende wesens gekom wat soos mense gelyk het. Met ander woorde, hierdie 4 engele het gelyk soos 'n mens. OK? Behalwe dat elkeen van hulle 4 gesigte en 2 paar vlerke gehad het. Met ander woorde, hierdie 4 engele lyk soos mense, maar hulle het 4 vlerke en hulle het 4 gesigte. Dan word een hier, een hier, een hier en een hier. OK? Sien julle die prentjie? Hulle bene was reguit soos mense sin, maar hulle voete het gelyk soos 'n kalf sin, en dit het geblink soos brons wat opgevryf is. Kyk, met ander woorde, dis daai geweldige blink om jou te verblind, né? Dan gaan hulle verder en hy sê, onder elkeen van die 4 vlerke kon ek hande sien soos die van mense. So hulle het 4 vlerke gehad, en onder die vlerk was daar hande wat uitgekom het. Die vlerke van elke lewende wese het geraak aan die vlerke van die 2 wat langs hom staan. Die wese kon in enige rigting vlieg sonder om te draai. Ek wil nou julle moet sien, die troon van God is soos uit 4 pilare, dis soos 'n vierkantige ding. Op elke kant staan daar, op elke hoek staan daar 'n engel. En die een se vlerk raak aan daai een, en hierdie een se vlerk raak, as jy nou hier staan op die hoek, en hier staan nou iemand op die hoek, dan raak die 2 vlerke hier aan mekaar, en die 2 vlerke raak daar, verstaan julle, hy's toe, so op elke hoek is daar nou 'n engel. Nou hulle kan nie die hele tyd in die rondte draai nie, dis hoekom hulle 4 gesigte het. So hulle kan na alle kante toe kyk. So hulle staan vas. Daar's nie tye wat hulle moet opdraai of hulle staan vas. sekuriteitskamera.
Want onthou, in God se wêreld staan ons vas. Ons verower nie grondgebied nie, ons staan vas. Wat sê die wapenrusting? Hy sê sodat jy staande kon bly. Efesiërs 6, ja. OK. So dan sê hulle die wesens kon in enige rigting vlieg sonder om te draai. Met ander woorde, 2 van hulle vlerke het aan mekaar gehou en die ander 2 het gevlieg. Want hulle het 4 vlerke. Maar ons kan nog stil. Ja, maar hy sê die wesens kon in enige rigting vlieg sonder om te draai. Omdat die troon van God beweeg. Verstaan? Hy staan nie vas op die aarde, die troon van God beweeg. Dis waar jy dan nou in die King James die gedeelte kry wat sê, as God met sy troon deur die hemel gaan, dan roep hy, hou, hou, hou. Dis hoekom die Kersvader deesdae hou, hou, as hy met sy slee. En hy kom ook uit die noorde uit. Dis 'n storie vir 'n ander dag. OK, nou elke een van hierdie 4 engele het die gesig van 'n mens van voor gehad. Met ander woorde, sy voorkant wat na God toe kyk, het soos 'n mens gelyk. Die gesig van 'n leeu aan die regterkant, die gesig van 'n bees aan die linkerkant en die gesig van 'n arend aan die agterkant. Hoekom die gesig van 'n arend aan die agterkant? Want dis hy moes ver sien. Gesig van 'n mens aan die binnekant waar hy na God toe kyk. En dan die leeu en die bees aan die weerskante, met ander woorde, hy was die offer, maar ook die leeu. OK, so elkeen van hierdie 4 het hierdie 4 gesigte gehad. Die mensgesig voor, die arendgesig buitekant, en dan die leeu en die bees aan die kante van sy gesig. Elkeen het ook 2 pare uitgestrekte vlerke gehad. Met 1 paar vlerke het hulle geraak aan die ander een wat langs hulle staan, en met die ander paar het hulle self toegemaak. Ander woorde, hulle het hulle self toegemaak as hulle gestaan het met 2 vlerke, en die ander vlerke het vasgehou. OK, julle is met my. Hulle het in enige rigting gegaan wat die Gees wou, en hulle kon reguit vorentoe gaan sonder om ooit te draai. Ons het dit ons nou klaar gelees. Die wesens het gelyk soos skerp kole vuur wat gloei, of soos helder ligte wat brand. En dit het gelyk of weerlig heen en weer tussen hulle flits. Sien julle waar die weerlig vandaan gekom, wat hulle kon sien as die troon aankom? Nou, die hele tyd weerlig tussen hulle geflits. Nou, die wesens het soos weerligstrale heen en weer beweeg. So hulle kon so vinnig beweeg, soos 'n weerligstraal. Want onthou, die troon van God kan beweeg teen 'n spoed. Hy is nie beperk. Hy is nie beperk. Is nie beperk. Nee. Net Moses het geweet die lyk uit Gerus. Niemand anders het geweet. Moses het gesê hoe dit gedoen. Is so? Terwyl ek na hierdie wesens gestaar het, het ek 4 wiele op die grond langs elke wese gesien. Nou, ons het altyd gespot en gesê, dis die four-wheel drive engele. Want daar was 4 wiele. Die wiele het soos kosbare stene geskitter. Al 4 wiele het presies dieselfde gelyk. Met ander woorde, elke engel het 'n wiel gehad. Binne in elke wiel was daar nog 'n wiel wat dwars daarteenoor gedraai het. So daar was 'n wiel wat so geloop het en 'n wiel wat so geloop het wat binne in was. Nou, soos 'n gyro of 'n Dit was so bestaan seker. ja, so daai wiel kon na enige kant toe gaan. Ja, hy kon na enige kant toe gegaan het. Nou, maar wat baie interessant was van hierdie wiele is, die wesens kon vorentoe beweeg in enige rigting waarin hulle heen kyk, sonder om te draai as hulle beweeg. Die 4 wiele was ontzagwekkend groot en hulle was rondom vol oë. So hierdie wiele was reg buite om vol oë wat kon sien. Na alle kante toe. So amper soos videokameras.
wat alles kon observe wat aangaan. En wanneer die 4 wesens beweeg het die wiele saam met hulle beweeg, en as hulle opgestyg het die wiele ook opgegaan. So elkeen se wiel het saam met hom gegaan. En die gees van die 4 lewende wesens was in die wiele. Daarom het die wiele en die wesens gegaan waar die gees ook al gegaan het. As die wesens beweeg het die wiele beweeg, en as die wesens stilgestaan het die wiele ook stilgestaan. En as die wesens in die lug opgestyg het die wiele ook opgestyg, want die gees van die wesens was in die wiele. Ok, herhaal dit nou maar net heeltemal. En dan gaan hy verder, en dan sê hy, daar was 'n koepel bokant hulle koppe soos die horison. Dis die troon van God. Met ander woorde, hierdie 4 wesens dra die troon van God. So daar was 'n koepel bo hulle koppe, en hierdie koepel het gelyk soos die horison. Né? Dit het soos 'n kristal geblink en dit was angswekkend. En onder hierdie oppervlakte was die vlerke van die wesens uitgestrek wat aan mekaar geraak het, en elkeen het ook 2 vlerke gehad waarmee hy sy lyf bedek het. Ok. En dan sê hy, wanneer hulle vlieg, het hulle vlerke gedreun soos golwe wat op die strand breek, of soos die stem van die Almagtige, of soos die geraas van 'n groot klomp soldate. Dis daai storm wat hulle gehoor aankom het, as die engele vlieg. En hulle beskerm, hulle maak hulle lyf toe met die 2 vlerke, die ander 2 staan nou, hulle hou nou vas, né? En as hulle vlieg, dan maak hierdie vlerke se geluid soos 'n storm wat aankom. Dit is soos golwe wat op 'n strand breek, soos die stem van die Almagtige, soos die geraas van 'n klomp soldate wat aankom. Dis angswekkend, wil ek vir julle sê, né? En wanneer hy stil staan, het hulle vlerke laat sak. En daar het 'n stem gekom van bokant die koepel, bo oor die wesens se koppe, en hulle het hulle vlerke laat sak terwyl hulle tot stilstand gekom het. Wat het gebeur? God het gesê, stop. Want onthou, sy troon is nou bo die koepel. Né? En die oomblik wat daar 'n stem kom van daar af, toe stop hulle. En nou sê hulle 'n baie interessante ding, hulle sê, bokant die koepel, bo hulle koppe, was daar iets soos 'n troon van blou safier. Onthou, God se troon is nie van goud nie, God se troon is van blou safier. Ons het dit mos nou al geleer. En hoog bokant hierdie troon was daar 'n figuur wat soos 'n mens gelyk het. En dit was God. So julle sien, dis God se troon. Hierdie 4 gerubs was op die hoeke. Hulle het hierdie koepel bo hulle gehad. En God se troon wat soos blou safier was bo op hierdie koepel. En dan sê hy, van sy heupe af, boontoe het sy lyf gegloei soos wit warm metaal, en van sy heupe af ondertoe het hy gelyk soos 'n baie helder vlam wat brand. En reg rondom hom was die lig so helder soos die glans van 'n reënboog tussen die wolke. Hoekom was dit soos 'n reënboog? Want dis daai safier. So God se, die lig wat van God af kom, het reënboog gemaak na alle kante toe, né? En so het die heerlikheid van die Here aan my verskyn, en toe ek dit sien, het ek op my gesig op die grond neergeval, en toe het ek gehoor dat iemand met my praat. Dis iets fantasties geweest om te aanskou. Waar was jy nou? Ja. Nie 28, 1:28. Ok, so wat ek vir julle probeer sê is dat die duiwel was 'n gerub. Wat is een van daai? Nee, hy was nie een van hierdie 4 nie, maar hy was 'n gerub. En daarom moes God gerubs vat om in die tuin van Eden te sit om die duiwel daar uit te hou. Van die ander engele was nie sterk genoeg om dit te doen nie. Soos 'n gerub se hoë rang. Dis 'n baie hoë rang. Wat is serafste? Dus jy vat die engel was 2 weke onderbreek en sy reis na Daniël toe, omdat hy moes weg. So ja, dis ook die gerubs in die tuin, is weg. Ja, Maar tog, so het die God 'n laer rang engel gebruik om Lucifer uit die hemel uit te gooi. ja en Wat sê nee. die woord? Daar's nie 'n teks wat dit sê nie. Okay. Julle hoor wat ek sê, daar's nie 'n teks wat dit sê nie. Baie mense sê dit, maar daar's nie 'n teks wat dit sê nie. Okay. So God stel dan ook 'n gerub aan om die tuin van Eden te beskerm.
En as jy dan gaan kyk in Genesis 3:24, dan staan daar, nadat die Here God hulle uit die tuin verban het hy gerubs oos van Eden aangestel, en met 'n vlammende swaard, baie gerubs een swaard, wat heen en weer beweeg het en die toegang tot die boom van die lewe bewaak het. Daar was 'n paar gerubs aangestel, en daar was een swaard wat heen en weer beweeg het, soos weerligstraal tussen hierdie gerubs om te keer dat enigiemand kon deur. Ja. Vandag is daar steeds 'n gevalle gerub tussen my en jou en die boom van die lewe. En daardie gevalle gerub is die duiwel. Maar as gevolg van die bloed van Jesus wat gevloei het aan die kruis, mag ons nou weer die tuin van Eden betree. En kan ons herstel word in ons posisie, soos God dit oorspronklik vir ons beloof het. Die enigste manier wat ons verby daardie gerub kan kom, wat die duiwel is, wat nou ons keer om daar te kom, is deur die bloed van Jesus. En daarom gaan ons weer eendag in die paradys bly, en ons gaan eet van die boom van die lewe. Maar alleenlik as ons by Christus uitkom. Want net sy bloed kan ons skoon was, kan hierdie vloek wegvat wat ons uitgehou het. Julle met my? OK. Kom ons lees verder. Die duiwel het rondgeloop, sê Jesegiel 28:14, dis waar ons net te was. Hy het tussen glinsterende edelgesteentes rondgestap. So in die, onthou ons het verlede week gesê, daar was 2 verskillende tuine. Daar was 'n tuin van Eden, waar hy rondgeloop het. Ons lees dit in Jesegiel 28. Dit was voor die skepping van die tuin van Eden op die aarde. Dit was by die heilige berg van God. En Jesegiel 28 sê vir ons, hy het tussen glinsterende edelgesteentes rondgestap. Nou wat baie interessant is dat die Engelse Bybel sê, in the midst of stones of fire you walked. So hy het tussen glinsterende edelgesteentes volgens die Afrikaanse Bybel rondgeloop, maar hy het in the midst of stones of fire geloop. Hy sê vurige gesteentes. Ja, vurige gesteentes. Fiery stones. Nou, as jy gaan kyk na die Classic Amplified, dan sê hy, you were upon the holy mountain of God, you walked up and down in the midst of the stones of fire, en dan sê hy, like the paved work of gleaming sapphire stone, upon which the God of Israel walked on Mount Sinai. Nou moet daar baie klokkies by julle lei. Nou moet daar baie klokkies lei. Kan ek dit weer vir julle lees? You walked up and down in the midst of the stones of fire. Wat beteken die stones of fire? Like the paved work of gleaming sapphire stones. Onthou julle het net nou gelees, dat die troon van God is soos saffiere, okay? On the paved work of gleaming sapphire stone, upon which the God of Israel walked on Mount Sinai. Onthou nou God, ja, toe Moses daar was, het God ons gekom met sy troon, en daai saffier covering het saamgekom, en hy het van daai saffier gebruik, om die 10 gebooie op te skryf, onthou julle? Nou op hierdie berg, waar Lucifer geloop het, het hy op daardie selfde platform geloop, wat van sapphire gemaak was, waar God loop, waar sy troon is. Ja. Maar dit maak ook sin met jou, ja. Kom, ons gaan nou verder. Kom ons gaan na Exodus toe. Exodus sê, in Exodus 24 vers 9, en nou moet julle baie mooi luister, then Moses, Aaron,
Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel went up the mountainside. And they saw the God of Israel, that is a convincing manifestation of his presence, and under his feet it was like pavement of bright sapphire stone, like the very heavens in clearness. So hulle sien Moses, Aaron, Nadab, Abihu en 70 van die ouderlinge sien God, maar net 'n manifestasie. Hulle sien nie sy gesig nie. Hulle sien nie die manifestasie van God, maar hulle sien hoe hy loop op 'n vloer van sapphire. Nou waar is die vloer van sapphire? Dis by die troon. Ons het nou net gelees dat bo hierdie 4 gerubs was die vloer van die troon van sapphire. So. Ek dink nou aan 'n ding, nog 2 jaar terug, is daar 'n vrou wat nou gesterwe het, en toe sê sy was in die hemel gewees, en sy het God sien sit op sy goue troon. Daar's geen goue troon in die hemel nie. Moenie laat iemand julle twak vertel nie. Kyk, maar nou wil ek hê julle moet begin julle nou al verstaan. Verloor ek julle, is julle met my? OK. Kom ons gaan na die Afrikaans toe. Die Afrikaans sê, Moses en Aaron en Nadab en Abihu en die 70 leiers uit Israel het toe teen die berg uitgeklim. En daar het hulle die God van Israel met hulle eie oë gesien. Onder sy voete was iets wat gelyk het soos 'n vloer wat met safierstene uitgelê het. Dit was so helder soos die blou lig. En hulle het hom gesien en hy het nogtans niks aan hulle gedoen nie. En daarna het hulle in sy teenwoordigheid geëet en gedrink. Ek dink nie ek sal kan eet of drink het sweets met sien nie. Ja, maar onthou nou, God het nie sy gesig vir hulle gewys nie. Hy sê baie duidelik, hy het net sy presence was daar. Maar jy kon die troon sien en jy kon die safiervloer sien. En as dan verder lees in Deuteronomium 4, dan staan daar, die Here het met julle vanuit die vuur gepraat. Julle het sy woorde gehoor, maar hom nie gesien nie, daar was net 'n stem. And the Lord spoke to you out of the midst of the fire. You heard the voice of the words, but saw no form. There was only a voice. Dan weet jy, dit was die presence van God wat hulle daar ervaar het. Hulle het saam met God geëet en gedrink. Saam met die koning. En die groot ding, God se heerlikheid, hy sê mos vir Moses, sê ek sien in die rots, daar skeer van die rotsberg, want as jy mens gesig sien, sal jy sekerlik sterwe. Ja, jy kan nie die gesig Jy kan nie sien. sy gesig sien nie, want dit is te heilig. Ja, maar hulle kon die presence ervaar. Hulle kon die troon sien. Hulle kon die, hulle kon dit ervaar. As julle teruggaan, dan sal julle sien, dis presies die teks wat jy nou aangehaal het, Tiny, Exodus 33, wat sê, toe vra Moses, kan ek nie maar u heerlikheid sien nie? En die Here sê vir hom, ek sal jou iets van my goedheid laat sien, en ek sal jou my stem laat hoor, wanneer ek my naam die Here uitroep. Ek gee genade aan die wat ek wil, en ontferming aan die wat ek wil. Hy sê toe vir hom, jy durf nie my gesig sien nie. Geen mens sal bly leef as hy sien hoe die Here lyk nie. So die gesig mag jy nie sien nie, né? En die Here sê verder vir hom, kom staan hier by hierdie rotse hier by my, en wanneer ek in my majesteit hier verbykom, sal ek jou tussen die rotse laat staan, en jy moet my hand beskerm. Sien julle? Weer met die hand? Terwyl ek verbygaan. En wanneer ek verby is, sal ek my hand wegvat, en dan sien jy my van agterkant sien. Niemand mag my van vooraf sien nie. Sien julle, so hulle was in God se teenwoordigheid, maar hulle kon nie sy gesig sien. Wat vir my treffend is van hierdie gedeelte, die engel sê, toe sê Moses, now show me thy glory. Nadat die Here soveel dinge vir hom gedoen het, how much more do you want to see? Regtig? Jy sien, Moses wou sy gesig sien. Ja. Moses wou sy gesig sien, dis wat hy wou sien. Maar hy kon nie, want God het gesê, hy mag dit nie gesien het nie. Natuurlijk, ek is seker ons sal. Dink net, jy sien dit in Torah.
Ek wil dit nie in torens sien nie. Dis maar vir En dan lag die mense dat af waar die woord sê weer die een wat val in die hande van 'n lewendige God. Ja. So, ouens, as ons gaan kyk verder in Jesegiel 28 vers 14, dan staan daar, jy is aangestel, dis die teks waarop ons nog die hele aand werk, jy is aangestel as die gerub wat alles oppas, ek het dit so bepaal, sê God. God sê, ek het dit bepaal dat dit so sal wees. Jy was op die heilige berg van God. Okay, ons het nou 'n bietjie daaroor gegaan. Nou, nêrens kry ek in ons Bybel 'n baie mooi verduideliking van die heilige berg van God nie. So ek het bietjie verder gaan soek om te kyk meer as jy kry net hierdie gedeelte wat ek nou al met julle behandel het, né? Maar daar is 'n baie interessante teks in die boek van Enog, en ek weet Enog is nie 'n boek van ons Bybel nie, dit is 'n apokriewe boek. Maar ek wil tog vir julle lees, hy sê, I came and saw a place that was burning night and day, where there were 7 mountains of precious stones, 3 lying to the east and 3 to the south. And of those to the east, 1 was of colored stone and 1 was of pearl, and 1 of jasper, and those to the south were of flame-colored stone. And the middle one of them reached to heaven like the throne of God of antimony, help die woord. And the top of the throne was of lapis lazuli. And I saw a burning fire, and beyond these mountains is a place, the edge of the great earth. There the heavens came to an end, and I saw a great chasm among pillars of heavenly fire, and I saw pillars of fire descending, and they were immeasurable in depth and towards the height. So, Enoch beskryf en sê, hy het hierdie berg van God gesien, of hierdie 7 berge van God, waar die duiwel gewandel het, waar hy was, voordat hy die duiwel was, toe hy nog Lucifer was. 7, Ja, volmaakte. die volmaakte getal. Ok, so as ons, ek het maar net gedink is interessant, ek sal dit net vir julle lees. Nou as ons verder lees in vers 15, dan staan daar, intussen hierdie glinsterende edelsteentes het jy rondgestap, en as jy nou dit met Enoch vergelyk, dan was dit nie net edelgesteentes, was berge van edelgesteentes. Nee? En sê, in vers 15 sê, jy was onbesproke in alles wat jy gedoen het. Goed praat hier van die duiwel. Hy sê, vanaf die dag dat jy geskape is, tot op die dag toe boosheid in jou gevind is. Met ander woorde, hy sê vir die duiwel, jy was onbesproke gewees van die dag wat jy geskape is, tot die dag dat God boosheid in hom gevind het. Nou, wat was die boosheid wat hy in hom gevind het? Trots. Die Engel sê dit mooi, hy sê, you were blameless in your ways from the day you were created until iniquity and guilt were found in you. Nou, boosheid sê nie vir my so baie nie, maar iniquity sê vir my baie. Iniquity and guilt. Met ander woorde, hy het iniquity gehad, maar daar was ook guilt by. Nou, as ons gaan kyk, ek het nou al vir julle mooi verduidelik van iniquity. Onthou julle, ek het vir julle verduidelik mooi die verskil tussen sondes en oortredinge. En ek wil vir julle lees, hy sê, in the Bible, iniquity refers to a deep-seated, willful sin or wickedness, often involving a twisted or perverted nature that goes beyond simple mistakes or transgressions. So iniquity is nie net, ek het vandag per ongeluk iets verkeerd gedoen nie. It signifies a conscious choice to act against God's law and can involve harmful, immoral, or unjust actions. Met ander woorde, die oomblik as daar iniquity is, dan beteken dit ek het besluit, ek gaan volhard in hierdie spesifieke sonde. Dis nie iets wat ek terloops mee getempt was nie. Met ander woorde, ek weet dit is verkeerd, maar ek het besluit ek gaan dit doen.
dan word dit 'n iniquity. Nou, en dit is baie interessant, want Jesegiel sê vir ons, verduidelik vir ons hierdie iniquity. Hy sê, daarom, sê God, het ek jou verban van die Godeberg af. Met ander woorde, God sê, ek het jou verban van die Godeberg af. Hy sê, sien jy, Charmaine? Hy sê, ek het jou verdryf, o Gerub wat moes waghou. Ek het jou verwyder van tussen die glinsterende edelsteentes. Jy het trots geword oor jou pragt. Jou aansien het veroorsaak dat jy jou wysheid verloor het. In ander woorde, God sê, ek het jou verban van die Godeberg af. Ek het jou verdryf oor Gerub wat moes waghou. Ek het jou verwyder tussen die glinsterende edelgesteentes. Want dan word ek jou weggevat van daai berg van dit af. Nou, hoekom? Want jy het trots geword oor jou pragt. Jy het trots geword omdat jy so mooi was. En omdat jou aansien so hoog was, het jy jou wysheid verloor. Dan by die oomblik toe hy status kry, toe verloor hy sy wysheid. Toe gaan dit aan sy kop toe. In maklike terme. Toe kry hy ego. Nou, dit is interessant, as jy verder lees, dan staan daar, daarom sê God, het ek jou op die aarde neergegooi voor konings wat toekyk. So God sê, ek het die duiwel neergegooi. Nou die Griek sê, God het hom geklap. Laat jy gaan. Jesus sê vir ons in Lukas 10:18, and he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Dis nou wat jy ordentlike oorgeef. Ja, dis heerlik. My Bybel sê, daarom het ek jou 'n hoopie as op die grond laat val. Ja. En jy was 'n pragtige produk van volmaakte vakmanskap, soos jy gemaak die dag toe jy geskep is, totdat jy begin onreg doen het. Jou pragt het jou hooghartig laat word. Jou stralende glans het jou wysheid laat verloor. Ja. God het hom gestroop. God het hom gestroop van alles. Die 30 vertaling sê baie mooi in die laaste gedeelte. Ek het jou tussen, ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien. Ja. Ja. Met ander woorde, hy was... konings op hom neergesien. Ja. As jy gaan lees, ek het hier geskryf, vir julle uitgehaal uit Jesaja 14 uit. Hy sê, hoe het jy uit die hemel geval, blink ster, seun van die môre? Hier gebruik party vertalings, môrester. Jy is op die aarde neergegooi, jy wat die nasies van die wêreld verpletter het. Jy het mos vir jouself gesê, ek sal na die hemel toe opklim en my troon bo God se sterre neersit. Ek sal regeer op die Godeberg ver in die noorde. Ek sal opklim tot in die hoogste hemel, soos die allerhoogste sal ek word. Met ander woorde, hy was net, ek wil amper sê net onder God, daar was nie nog 'n rang tussenin nie. Maar toe wou hy nou soos God wees. Hy wou nie vir God luister nie, hy wou soos God wees. Ek het nou 'n vraag, wat ek weer net kompleet. Die vorige vers praat van dat hulle Satan het geval voor konings. Nou sien wat ek sien. Voor die skepping val Satan. Waar is hierdie konings en wat nou wie verwys hy? I like that. Jy moet onthou. Ja, jy verstaan wat sien ek? Ja, maar ek kan dit aan Waar jou, is die konings? Daar Wat is- as hy voor die skepping geval het, waar is hierdie konings dit gevind? is baie eenvoudig. Dit is baie eenvoudig. Daai onder daar gewees het, lees in die Ja. Dis nie die tyd toe hy daar uitgegooi is en die konings het hom neergesit. Dit is die konings op aarde ons het daai konings op hom neergesit. Ja. Okay. So die probleem is, ons sien nie altyd die ek wil amper sê die tenses
Ja, die Die Grieks het baie meer en die Hebreëus het baie meer tenses, né? So dit- ja. Jy sê Ek verstaan waar jy vandaan kom, ek verstaan wat jy sê. ja, dit Maar maak ek dit bedoel, wat te vra. Ja. Ek het dit al hoor en in my kop gedraai en dis ek wil vir jou die antwoord gee. Ek dink wat baie belangrik is, ons moet onthou dat oorspronklik het God die skepping gedoen. En alles was perfek. En die duiwel was in beheer oor die aarde en oor al die planete en oor alles. Hy het dit soos 'n uit dit beskerm. Toe val die duiwel. Toe slat God hom uit die hemel uit. En in die proses het die aarde uit sy wentelbaan uitgeruk. Woes en leeg. Want dit ons by wie het ook gevra. Nee, luister nou. Ons moenie ons afvat van die lyn af nie. Ek sal na die tyd vir jou antwoord. Maar ek dink op hierdie stadium, luister nou vir my mooi. Dis hoekom, dis in Genesis 1 vers 1, dis 'n Bybelstudie op sy eie wat ons al 'n paar maal deurgetrap het. Dis in Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2 is daar miljoene jare. Want in Genesis 1 vers 2 hoewer die gees van God op oor die aarde en alles is woes en leeg. En as jy dan gaan kyk, My God maak nie ietsie woes en leeg nie. nee. En dan sal jy sien dat hy sê aanskakel. Hy sê gaan dan, God kom en hy sê vir die mens, go and replenish the earth. Gaan en hervul die aarde. En hy was al voorheen geval. Hy sê dieselfde vir Adam en Eva as wat hy vir Noah gesê het. Ja. Sien, maar dit is 'n debat vir 'n ander aand. Anders gaan ons nie. Stil bly. Nee. Ons het al 'n paar maal hier oor Bybelstudie gedoen toe jy nie hier was nie, Wikus. Okay. Laat ek stil bly. Ons kan Okay. agterna baie praat. Ons kan lekker gesels daaroor na die tyd, maar laat ons net eers ons Bybelstudie van vanaand klaarmaak. Okay, so wat ons hier het, ons sien dat God het die duiwel geontneem, gestrip van sy rang, van sy naam, van sy anointing, van sy alles wat hy hom op die aarde gegooi het. God sê in effek, en ons het in Renie se vertaling gehoor, dat hy amper soos 'n hoopie as op die grond neergeval het. Niks, waar so hoog. Daar was niks dat niks oorgebly. Ja. Dit is die rede, dis die rede hoekom die duiwel vandag wil hê, ons moet in onsself glo en nie in God nie. Dis hoekom jou Hindoe geloof glo, elkeen van ons is 'n klein gooitjie. Dis hoekom die New Age sê, you are the creator of your own universe. Nie een van ons is die creator of our own universe nie. God het 'n plan voor die skepping al vir ons elkeen gehad. Die Bybel sê hy het al die goeie dade reeds voorberei wat hy wil hê jy moet doen of in jou lewe op aarde. Ons het dit ook al deurgetrap. En in dieselfde tyd ons ook gepraat van die profetiese seën en doel. En dis presies dat ons al daar in die begin doen, dus kom hy daai ook aanval. Want hy het dit gehad. Toe hy het verloor het ons dit, en dus kom hy dit die hele tyd aanval. Presies. Okay. So, onthou, in daardie gedeelte het ons waar ons nou was, het Jesus omgedraai en het vir Petrus gesê, gee pad agter my jou Satan. Hy sê nie vir hom gee pad agter my Lucifer nie. Ek wil hê julle moet sien dat Lucifer, Satan se naam Lucifer is van maar weggevat. Hy is nie meer Lucifer vandag nie. Van die woord Lucifer beteken letterlik light bearer. Dis wat die woord beteken. God het hom gestrip van daai titel. Hy is dit nie meer nie. Nee. En toe sê hy, jy maak dit vir my bitter moeilik. Jy dink soos mense dink, nie soos God nie. En Jesus sê toe vir sy disippels, as julle my volgeling wil wees, moet julle julle eie ek prys gee. Julle kruis op julle skouers neem en agter my aankom. Met ander woorde, jy moet jou eie ek prys gee. Ekskuus, ek hoor jou nie. Dis God se wil en dis dit. My wil moet met God se wil belyn word. Nie God se wil met my wil nie. My wil met God se wil belyn word. Okay. Nou moet jy onthou dat daardie autoriteit wat aan Satan behoort het, gee God in die paradys aan Adam en Eva. Maar ons sien dat die duiwel dit met 'n baie slim plan weer wil afneem van hulle af. Maar aan die kruis oorwin Jesus weer die Satan.
en vloei sy bloed, sodat ons daardie autoriteit kan terugkry. So dit is ja. So, dit is toe die duiwel in die slang verander het. Nee, hy het nie regtig in die slang verander nie. Hy het net gemanifesteer deur die slang. So hy het nie soos 'n slang gelyk nie. Ja, maar is dit nie dat Jesus het gesê jy sal vir die res van jou lewe op jou maag suig? Nee, hy het dit vir die slang gesê. Nie vir die duiwel nie. Daai was ook nie 'n slang nie, dit het Ja, dit is ook nie 'n slang. Ja. Ja. Dit was 'n serpent, hy het voete gehad. En toe het God gesê, omdat jy toegelaat het dat die duiwel deur jou werk, gaan jy van nou af op jou pensie seil. Daar gaan die voete. Ja, het was nie 'n slang Tipe van nie. 'n likkewaanamper. Ja, Ja. Dis ook gesê, hy het voete gehad. Dit was nie 'n normale ding. Okay. Daarom sê Psalm 23 vers 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Nou, ek wil nou nie vanaand baie meer as dit sê, want ons is eintlik al, dink ek, oor ons tyd. Nee, ons tyd is perfek vanaand. Ons tyd is perfek vanaand, nee. So wat ek volgende week wil doen is, ek wil vir julle verduidelik, en ons het nou al verlede keer bietjie daaroor gepraat, oor die feit dat, hoe die kruisiging gelyk het, hoe het hulle die voete vasgemaak. Dan gaan ons kyk, wat het God vir ons teruggegee? Wat het Jesus teruggevat, toe sy voete gebloei het? Nou, daar's 'n baie interessante ding rondom dit, van, net om julle so 'n bietjie nuuskierig te maak. Baie ouens gebruik die gedeelte van Joshua, wat sê, elke plek waar jy jou voet neersit, sal ek vir jou gee. Maar dit was 'n spesifieke belofte wat aan Joshua gegee was. Dit het niks met my en jou uit te waai nie. Ek kan nie gaan hier om die dorp loop en sê, nou klim ek oral waar ek my voet neersit, is nou my plek nie. Nee. Ons moet onthou dat in die Nuwe Testament gee God vir ons 'n grondgebied. En ons moet daai grondgebied hou. Ons moet op hom staan, ons moet hom hou. En God sal jou grondgebied uitbrei soos wat hy nodig sien. En hy sal vir jou die grond gee wat joune is. Versigtig vir die leerstellings wat die prosperity teachers vir jou leer en sê, jy kan jou grondgebied gaan uitbrei soos dit jou pas. Daar's niks van dit waar nie. God gee vir jou wat hy vir jou wil gee. Jy het nie die vermoë om sy arm te draai, om jou grondgebied te verander, maak nie saak hoeveel keer jy Jabes se gebed bid nie. Die ding van Jabes se gebed, dit was Jabes se gebed. Jabes se gebed het niks met ons te doen. Presies, Jan. Presies. Niks, maak nie saak hoe ek na daai ding gaan kyk het nie. Ek kan nie Jabes se gebed in ons lewens, ek kan dit nie sien. Daai was spesifiek vir Jabes. Presies. So, dit was sy gebed. Amen. Amen. Dit is sy gebed geword. Dit was nie iets wat vir ons 'n belofte geword het. Dit het om die waarheid te sê nie eers vir Israel 'n belofte geword. Ja, dit nie eens vir Israel spesifiek. Dit was 'n spesifieke Jabes ding. En iemand het dit nou ergens gevat en dit nou vreeslik gaan uitmekaar uittrek en 100 boeke daaroor gaan skryf. Maar ons moet onthou dat nêrens by die wapenrusting sê God, neem jou wapens op en gaan vat grondgebied nie. Hy sê, ek gee vir jou hierdie goed sodat jy trek die volle wapenrusting aan. Hoekom? Sodat jy staande kan bly. Dan word God sê, jy moet verdedig, jy moet staan vas, sê party Bybelvertalings. Daar staan nêrens gaan hardloop rond en jaag die duiwel nie. Maar ons sal volgende week daaroor gesels. Ek dink die belangrike ding van vanaand is, ek wou graag gehad het julle moet verstaan, punt nommer 1, die duiwel was 'n gerub, geen ander engel nie. Hy was nie 'n aardsengel nie. En baie mense verstaan nie die begrip aardsengel nie. Op die oomblik is die enigste aardsengel wat in ons Bybel genoem word, is Michael. Ja. Die engel Gabriël staan nie eens bekend as 'n aardsengel nie, hy staan bekend as 'n boodskapperengel.
As ons wel die apokriewe gaan lees, dan lees ons van 7 aartsengele, maar in ons Bybel lees ons net van Michael wat 'n aartsengel is. Michael is die oorlogsengel, hy is die een wat in bevel is oor die stam van Israel, oor die volk Israel. Hy is die beskermer van Israel, Michael. Dit is sy, hy sit vandag nog. Kijk, so nêrens lees ons dat Lucifer 'n aartsengel was nie. Maar Lucifer was 'n spesiale anointed cherub. So hy het 'n spesifieke doel gehad en sy doel was die beskerming. En dan sien ons hy dwelt op die berg van God, binne in God se Eden. En God het hom daar uitgeslaan omdat hy by 'n punt gekom het waar hy gedink het hy kan nie beter as God wees nie, maar soos God wees. Waar staan dit dat hy in charge was van die musiek in die nummer? Ons het nou laasweek dit ons nog gedoen. Ja. Ons het laasweek het ons het nêrens gesê dat hy was in charge nie, ons het gesê dat die Hebreëse woorde sê dat hy was asof hy musiekinstrumente in sy lyf gehad het, en die kanse is baie goed dat hy wel betrokke was, hulle sê, by the conducting of the music in heaven. Dan waar hy was in beheer van die musiek. Dis hoekom dit vandag nog in musiekdepartemente nie so goed gaan as die duiwel daar naby kom nie. Dis waar hy eerste moeilikheid maak. Enige vrae? Ek weet hierdie goed is partymal vreemd omdat die ouens dit nie preek nie. Ek het so lank was so preek gehoor, hoor as dit julle preek. Woensdag. Ek het so nou lyk op gehoor, hoe moet ek preek? Ag oom Jan, wat moet ek nou doen? As oom Jan donderdag daar was, ons het ook nie donderdag gepreek nie, ons het donderdag nagmaal gedoen, hulle het nie krag gehad nie. So ons moes toe nou 'n ingewing van die oomblik net nagmaal bedien. Wat se ouer huis is dit? Hier by ja, net daar oor die grasdak daar by julle, daai ouer huis by Norton Estate. Hierdie gedeelte by Lukas 10 vers, van vers 17 af. Ek wil graag die hele gedeelte vir julle lees. The 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all power of the enemy. Nothing will harm you. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Ja. Hoor jy, julle gaan nie vir glo nie, ek sit nou met iets oop in die Ou Testament en daar maak jy nou vir my 'n ding op. Die wat saam met Moses in die berg was, was 7, saam met Josua en Moses was so vleusie. En dan wil ek gee dit, ek wil julle nou met ietsie gooi. Ons sê Moses was alleen op die berg. As ek hier reg lees, was Josua saam met hom op baie berg van die berg. Nie elke keer nie. Maar die heel laaste stukkie was Moses alleenig. Daai laaste 40 dae. Ja, hy was nie elke keer saam. Ja. Hierop het Moses klaargemaak en Josua sy dienaar en Moses het op die berg van God gekom. Ja, ja. So Josua en Moses het op die berg. Ek het nou nog net die nota gemaak, hier is nog trappe. So ek gaan op 'n stadium, ek wil julle net bou moet, dan julle moet 'n bietjie gaan trap. Maar oom Jan sal sien, later het Josua agtergebly en Moses het alleen aangegaan. Ja, hy het halfpad opgegaan, Ja. want Josua moes opgelei word om Moses se posisie oor te vat. Ja. Wie kan het toegelaat om die kalf te bou? Dit was Joshua wat Aaron. Dit was Aaron geweest, wat julle moet nou onthou, Aaron was al die jare
was nou eintlik 'n priester, maar hy was nie regtig 'n priester toe hulle in Egipte was nie. So hy het geleer van goue kalwe en al sulke goed. So die oomblik toe hy nou daar is, toe nou die vinnigste ding wat hulle sê, okay, kom ons haal nou maar die goue kalf weer uit. Onthou, hulle het die goue kalf aanbid in Egipte. Maar die fenominale ding van daai goue kalf wat baie mense miskyk, is dat God kom en hy sê vir hulle, maak dood die wat die kalf aanbid het. Nou hoe weet jy nou wie moet jy doodmaak en wie moet jy nie doodmaak nie? En dan kom God en hy sê, maal daai goud op en gooi dit in die water. En dan moet almal dit drink. En toe hulle dit drink, toe gaan daar 3000 mense dood. Ja, maar weet julle hoe fenomenaal is daai ding? As jy lees in die wette in Levitikus, as Willie nou vermoed, ek het 'n verhouding aan. Die man vermoed sy vrou het 'n verhouding aan, sy is buiteegtelik besig met 'n verhouding. Dan moes hy die vrou gevat het na die tempel toe. En dan het die priester vir haar 'n drankie gegee om te drink. En as hy siek geword het van daai drankie, was dit 'n teken, as hy dood gegaan het van die drankie, was dit 'n teken dat sy egbreek gepleeg het. En as hy geleef het, het sy nie egbreek gepleeg nie. Toe God vir hulle sê, drink die water, toe gaan die dood wat egbreek gepleeg het. En die wat nie egbreek gepleeg het, die bly lewe. So dit was gebaseer presies op die wette wat God alreeds gemaak het voor die tyd. Dit is hoe die regte mense dood gegaan het. Dis hoekom die nagmaal nog steeds die hele konsep van die Joodse bruidsproses nog presies dieselfde is as die nagmaal. Presies dieselfde. Daarom as jy ook die nagmaal verkeerd gebruik, dan gaan jy ook siek word of doodgaan. Van jy dan egbreek. Daarom het vele al gesterwe. Dit is nog steeds dieselfde beginsel wat die reg deur gaan. Dis ongelooflik. Ek dink net ons sien nie altyd die Bybel. Jy sien nie so maar is weer eens, hy sê, die hele tradisies het my woord kragteloos gemaak. Ja. Jy sien die geheim is God se karakter verander nooit. So die manier wat God gewerk het in die Ou Testament, werk hy nog steeds in die Nuwe Testament, werk hy nog steeds in die millennium, gaan hy nog in die hiernamaals werk. Sy karakter verander nie. Yes, en as God 'n reël gemaak het, dan die reël dan mag ander goed rondom wees, en genade en allerhande dinge, ja. Maar die reël is die reël. Verstaan? Die ding is ook dan die mense preek net oor God is goed. Niemand wat ek mee praat, aanvaar dat God nog mense kan straf, kan doodmaak. Ja, hy straf, definitief. Al daai goeders nie, hy sê jy is verkeerd, die Bybel sê hy is liefde en uit almal net, maar dit word so gepreek. Maar weet jy, Chrisaan, wat jy vir hulle moet sê, is julle moet gaan lees in Spreuke, en dan staan daar, dat God sal diegene wat hy lief het tigtig. Ja. Verstaan jy, so hy sal juist omdat hy jou lief het, moet hy jou straf. Ja. Hebreërs 12, ja. En dit is wat die ouens vergeet. Hulle dink dat omdat God 'n God van liefde is, kan ek nou maar doen wat ek wil doen. En Paulus sê, moenie die fout maak om te dink, dat jy nou maar kan aanhou sondig doen. Dis nie altyd die duiwelse woord. Hy sê Jesus, ek het nie gekom om julle te oordeel nie, maar my woord sal julle op die einde oordeel. Ja. Die laaste dag. Verstaan. So ek dink ons moet verstaan, dat maak nie saak dat al het God die duiwel geskape, as Lucifer, as die mooiste van al die engele. Nou het ons 'n pragtige profesie gegee van hier nou na die eindtydse kant toe, as jy op die dak is, moet jy nie afklim, iets uit die huis uit gaan haal en al daai goed. En dan sê hy dat hulle moet bid, dat die vrou nie swanger is of so in daai tyd nie, en dat dit nie op die Sabbat is nie. Hy die Sabbat kom vervang. Ja. Maar hy sê vir hulle in daai profesie,
Sê vir hulle moet bid dat dit nie op die Sabbat Ja, want omdat hulle nog vashou aan die Sabbat. Hy het geweet hulle gaan die Sabbat. Ja, hy het geweet hulle gaan nog steeds aan die wette vashou, oom Jan, hy het dit geweet. Hierdie goed is goed dat ou so miskyk. Want hulle gaan nie van hulle weghardloop, want as hulle vas aan die Sabbat mag hulle nie beweeg of wat. Ja, as jy die Sabbat mag hulle net in my loop. Ja. So hulle kan nie verder vlug nie. Ja. En onthou nou, hulle word op hulle gewete geoordeel dan. En dan mag hulle nie verder as 'n Sabbatsreis gaan nie. So God het dit geweet. Maar ja, so ek dink vir my was daar taamlik baie interessante goed in wat ons vanaand gedoen het. Die volgende week as dit God se wil is, sal ons dan hopelik die laaste stukkie van die voete doen. Maar ons moes eers hierdie verduidelik dat julle kon verstaan wat gee Jesus vir ons? Wat het die duiwel gehad? Wat het God weggevat by hom? Wat het God vir ons gegee? Wat het die duiwel weer by ons weggevat? En wat het Jesus dan weer vir ons teruggegee? So dit is soos hierdie goue bal wat die hele tyd van hand verwissel. Maar Jesus het nou die finale slag geslaan, wil ek amper sê op die kruis. En daai bal is nou in ons hande. En ons kan nou besluit of ons dit wil doen, soos wat God dit vir ons gegee het, of ons nou gaan toelaat dat die duiwel ons trap. Want baie keer gee ons daai gesag vir die duiwel terug. Ons sê nee, wat, is alright, dis nou die duiwel wat my al hierdie goed laat doen, en dis nou die duiwel wat dit, en 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 tussen dit is dit ek self, wat besluit, ek gaan nou die verkeerde goed doen. Onthou, jy sê, die duiwel was onberispelik totdat daai iniquity in hom gevind word, en daai spesifieke iniquity was die feit dat hy gedink het, hy is soos God. En as ek sê, ek is die creator van my own universe, dan dink ek is God. Dan doen ek presies dieselfde wat die duiwel gedoen het. So is moontlik vir ons om te sê, die duiwel het so 'n verskriklike ding verkeerd gedoen, maar intussen doen ons presies dieselfde goed. Maar ons ag dit nie as verkeerd nie. Die oomblik as ek doelbewus, willens en wetens 'n sonde doen, is ek presies wat die duiwel was. Want dan is dit 'n iniquity. En dis hoekom die duiwel ons so haat. Want hy het dit een keer gedoen, en het alles verloor. Ons doen dit oor en oor en oor, op verskillende maniere, tot op 'n punt. Tot op 'n punt. Okay. Nou ja, om Jan sluit vir ons asseblief, dan kan ons koffie drink en verder gesels. Hemelvader, baie dankie. Dit is vanaand weer eens hier by mekaar. Vader, ons oor het ordentlik te open en u woord te hoor. Dankie te sê dat waar ons gaan, waar ons in die woord krag Vader, daar vind ons genade. Ons dankie dat u 'n God van genade is. Ons dankie dat een genade op ons is gelowiges mercy, Vader. Ons vra dat u is in hierdie huis, waar ons soveel vreugde kan kom ondervind in u woord, dat u hierdie huis sal seën, dat u verleen, sal behoed om waar u sit. U seën vir ons sal wees. Ons bid dat Dion baie goed sal doen, en alles wat hy aanpak in sy lewe, en dat u gees met hom sal wees. Ons bid. Elkeen van die ander wat hier sit, sy kinders, bid dat u vir hulle sal onderneem, Vader. Ons weet dat ons kinders, ons kleinkinders is nou die mense wat u gedring is. En ons vra dat u guns oor hulle vader sal. Dat hierdie kinders u hand in hulle lewens sal vat. En dat hulle sal weet dat u waarlik die is wat hulle kan lees. Ons vra asseblief dat u sal met ons sal wees in hierdie dag en ons kan môre, oormôre, die res van die week, daar waar ons kan wees, u met ons, wat wat gees dat u ons wil sal belyn en wil met, en dat ons die vreugde van daardie belyn sal ervaar van ons leven in die naam van Jesus. Amen.
Look aan Tanya en Lydia met hulle huweliksouting. Ja, Dankie. dit is